Onze Vader in die hemel, so dankie sê vir nog 'n geleentheid wat U ons gegee het om by mekaar te kom en die woord te open. Vader, ons kom by mekaar vanmiddag en ons wil net dankie weer en sê vir die genadegawe of die geskenk van die genadesgawe van U Seun Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Vader, ons weet al het hy 2000 jaar terug gesterf, dat daai bloed nou nog genoeg en kragtig genoeg is om ons skoon te maak van elke onreinheid van sonde in ons lewe. En U sê vir ons moet net kyk na U. Terwyl ons kyk, sê die Bybel, dat ons verander sal word. Dat U die sonde van ons sal weghaal. Ons weet dat U gekom het om ons van ons sondes te red. En ons vra dat U dit nou vandag sal doen. Soos ons nou U woord gaan open, vra ons dat U Heilige Gees sal stuur om ons te leer en lei in alle waarheid. In Jesus se naam alleen bid ons. In vandag se les vir ons kyk, wat gebeur met iemand wanneer hy sterf? Wat sê die Bybel daaroor? Nou, ek weet baie mense het baie gedagtes daaroor, maar ons wil vandag kyk wat sê die Bybel. Ons weet dat in die reeks studies sê ons nie ons praat nie goed wat ek dink nie, maar ek wil hê ons moet na die Bybel gaan kyk. Wat sê die Bybel? Wat gebeur met iemand? Of as ons na enige onderwerp kyk, wat sê die Bybel daaroor? So kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Maar om te weet wat gebeur met iemand wanneer hy sterf, moet ons eers weet en verstaan wat gebeur met iemand. Of kom ek sê, hoe was mens geskape? Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Kom ons gaan na Genesis 1. Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2. En ek wil hê ons moet kyk na vers 26 en dit sê: En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit was Genesis 1 hoofstuk, Genesis 1 vers 26. Kom ons kyk nou na Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewendige siel geword. So ons sien dat God het mens gevorm uit die stof van die aarde. En dan het hy in sy neus hoe sê die Bybel hierso? Die asem van die lewe geblaas. So, mens was uit stof gemaak en dan het God die asem van lewe in sy neus geblaas. En dan wat sê die Bybel? Mens het 'n lewendige siel geword. Nou, ek weet baie mense het die gedagte dat 'n mens het 'n siel binne hom en dat wanneer jy sterf, dat die siel kom uit en die siel lewe nog miskien iewers en die liggaam is dood. Maar hier sê dit in die Bybel dat mens het 'n lewendige siel geword. En wat het mens 'n lewendige siel gemaak? Dit sê dat God het hom gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus asem geblaas en dit het hom 'n lewendige siel gemaak. Kom ons gaan gou na Petrus toe. 1 Petrus hoofstuk 3. 1 Petrus hoofstuk 3. En ons kyk na vers 20. Wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, en in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig
dit is 8 siele deur water heen gered is. So het praat hier van die dae van Noag en hoe Noag gered is toe hy die ark gebou het. Hy was gehoorsaam aan God en God het hom gesê, kom bou 'n ark sodat jy en jou familie nie moes sterf nie. Want die aarde was so vol sonde gewees dat God dit nie meer kon verdra nie en hy het gesê hy moes al die mense toe uitwis en hy gaan dit deur 'n vloed doen. En dit sê hier dat in die ark was 7 siele gered. Kom ons gaan gou-gou na die storie toe. En ons gaan kyk. Wat bedoel dit daar was 7 siele in die ark? Was hulle dooie mense gewees wat in die ark gelê het en net die siele het daar rond geswerf of iets? Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan na Genesis 7. Genesis 7. Genesis hoofstuk 7. En ek wil hê ons moet kyk na vers 13. Genesis hoofstuk 7 vers 13 sê. En op daardie selfde dag het Noag, Sem, Cham en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns saam met hulle in die ark ingegaan. So het sê dat in daai dae toe hulle die ark gebou het Noag, dis 1, sy 3 seuns, Sem, Cham en Jafet, en Noag se vrou, dit is 5, saam met hulle 3 vrouens. 1, 2, 3. Dit was 8 mense wat in die ark ingegaan het. En as julle verder lees, sal julle sien dat na die vloed oor was, het hulle nog gelewe, het was nie dat hulle gesterf het in die ark. Maar wat ek vir julle wil wys is dat in die Bybel die woord siel en die woord mens of lewendige wese, enige lewendige wese is 'n siel in die Bybel. Selfs diere wat lewendig is, noem die Bybel siele. Enige iets wat lewendig is en het 'n asem in die Bybel is 'n siel. Daar is nie eintlik iets soos 'n siel in die Bybel wat nie 'n liggaam het nie. 'n Siel in die Bybel moet 'n liggaam hê. Sonder die liggaam is dit nie 'n siel nie. Is dit dood. So as iemand sterf, die lig, die asem gaan terug na God wat dit gegee het en die liggaam gaan terug na die aarde toe waar hy uitgeskape was. Kom ons gaan kyk aan nog 'n teksvers. Kom ons gaan na Genesis hoofstuk 46. Genesis hoofstuk 46. En ons kyk na vers 18. Dit is die seuns van Silpa wat Laban aan sy dogter Lea gegee het. En sy het vir Jakob hierdie 16 siele gebaar. So sien weer dat sy nie sy het vir hom 16 kinders gegee nie. Nee, sy het vir hom 16 siele gegee. Ons sien weer in die Bybel dat die Bybel gebruik die woord siele in die plek. Siele in die plek van enige lewendige wese. Nou kom ons gaan na Prediker toe. Kom ons gaan na Prediker hoofstuk 9. En dit sê Prediker hoofstuk 9 vers 5. Die lewendiges weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle nywer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. So sien, sodra iemand sterf, sê die Bybel, dat sy liefde, sy haat en alles wat hy gedoen het, sterf saam met hom. Hy het geen meer
deel met enigiets wat onder die hemel gebeur nie, wat onder die son gebeur het. Kom ons gaan na Jesaja. Ons wil kyk na iets in Jesaja. Jesaja hoofstuk 38. En ons kyk na vers 18. Jesaja 38 vers 18. Want die doderyk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie. Die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie. Die lewende, die weet, die lewende, die sal u loof. Soos ek vandag, die Vader maak aan die kinders u trou bekend. So sien weer hierso, hier is die koning, wat nadat God hom gesê het, die koning Hesekia, wat nadat God het hom gesê gaan sterf, en toe bid hy vir God, en vra hom, gee my asseblief nog 'n tyd, want ek wil nie nou eers sterf nie. En die Here het deur sy profeet na hom toe gegaan en gesê, okay, ek gaan vir jou, ek dink dit was nog 15 jare saamgee. En toe bid hy dit en prys die Here en hy sê dit, die doderyk sal u nie loof nie, soos ek dit vandag doen. Want ons sien dat, volgens die Bybel, wanneer iemand sterf, alles wat hy gedoen het en geken het, sterf saam met hom. Kom ons kyk na Psalms 88. Psalms 88. En ons kyk na vers 5. En dit sê, ek word geërken by die wat in die kuil, ek word geërken by die wat in die kuil neerdaal. Ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, en wat afgesny is van die hand. So, daar is iets wat in die wêreld nou deesdae gebeur, en ons sien dit gaan aan baie meer nou, veral deur AI en so aan, dat die mense saam met die dooies wil praat. En hulle glo dat die mense wat gesterf het, dat die mense wie gesterf het, kom van die Here af. Basies, hulle glo dat die Here vir die mense, die dooie mense, wysheid of dinge gesê het wat hy vir ons wil sê. So hy kommunikeer deur die dooie mense na ons toe. En is weet, daar's nou apps en alles waar jy AI kan gebruik om saam met jou dooie ouma of wat ook al te praat. En dit maak net die deur oop. Nou, in die Bybel sê dit eintlik dat in die ou dae, die mense wat in die tyd van Israel met die dooies gepraat het, hulle moes doodgemaak geword het. Dis wat die Bybel sê. Maar ons weet dat daar was som van hulle wat nie doodgemaak was nie. En daar was 'n koning in die Ou Testament wat na een van hulle toe gegaan het. En sy het met 'n dooie profeet gepraat van die Bybel. Maar die Bybel sê dit was nie hy nie. Nou, hier in Psalms 88 sê het, aan wie, in vers 6, aan wie u nie meer dink nie, en wat afgesny is van die hand. So het sê dat die dooies, die wat sterf, is afgesny van die hand van God. Hulle gaan nie na God toe nie, en hulle kry nie daar goed wat God vir hulle sê om vir ons te kom sê nie. Nee, hulle is afgesny van die hand van God. Hulle is nie in die hemel nie. Kom ons gaan na Prediker, hoofstuk 12. Prediker, hoofstuk 12. Prediker, hoofstuk 12, en ons kyk na vers 7. En die stof na die aarde teruggekeer, soos dit gewees het. Dit is nou as iemand sterf. En die gees na God terugkeer,
wat dit gegee het. Nou baie mense lees dit en dink, die gees van die mens, of die siel gaan terug na God. Ons sien dat hulle is afgesny van die hand van God. En Genesis sê dit, dat hy in sy neus die asem van lewe geblaas het. Dit is die gees. En die gees gaan terug na God. Kom ons gaan na Job. Job hoofstuk 27. Job hoofstuk 27 is net voor Psalms. Job hoofstuk 27. En ons kyk na vers 3. Want my asem is nog heeltemal in my, en my lewensasem van God is in my neus. So ons sien die asem wat God ons gegee het, of die gees wat in ons is die asem, is die lewensasem wat God ons gegee het. En wanneer ons vandag die asem uitblaas, gaan dit terug na God toe. En hy hou dit daar, tot die dag toe wanneer ons moet opstaan, om saam met hom na die hemel toe te gaan, of moet opstaan, om net weer na die graf toe te gaan. Kom ons gaan na Psalms, hoofstuk 146. Psalms 146. En ons lees vers 4. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. So ons sien, wanneer iemand sterf, sy gees of sy lewensasem gaan uit, en hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Kom ons kyk na nog 'n teksvers in Job. Job hoofstuk 7. Job hoofstuk 7. En ons kyk na vers 9 en 10. Job hoofstuk 7 vers 9 en 10. Die wolke verdwyn en hulle gaan heen. So kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdal nie. So ons sien dat wanneer iemand gesterf het, hulle gaan af na die aarde toe en hulle verdwyn soos die wolke. Hulle kom nie weer op wat na die doderyk neerdal nie. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie. En sy plek sal hom nie meer ken nie. So as iemand na jou toe kom en hy sê ek is jou pa wat oorlede is of jou ma wat oorlede is. Jy moet dit nie glo nie, want dit sê hierso dat hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie. En sy plek sal hom nie meer ken nie. Dit is een van die engele van Satan wat hom in dieselfde, kan ek sê, vorm van wie ook al wat gesterf het na jou toe kom om vir jou leuns te vertel. Ons gaan weer in die toekoms na daai studie kyk wat die engele van Satan doen. Kom ons kyk na hoofstuk 14 vers 12. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie. Word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. So totdat Jesus kom, en ons weet wanneer Jesus kom, gaan die hemele soos 'n boek, of die Engelse sê soos 'n scroll oopmaak en die hemel gaan nie meer daar wees nie. Totdat die Here weer kom, sal hulle nie opgewek word nie. Kom ons kyk na Psalms hoofstuk 6. Psalms hoofstuk 6. En ons kyk na vers 5. Ja, Psalms hoofstuk 6 en ons kyk na vers 6. Want die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? So het sê die dood, dink nie aan God nie. Want wie sal u loof in die doderyk? En ons weet hoekom vra Dawid so, want daar is niemand die wat na die graf afgaan, kan u nie prys nie. En hulle kan dit nie doen nie, hulle is dood. Kom ons gaan na Psalms 115 toe.
Psalms 115. En vers 17 sê, die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. 116 vers 7, my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen, want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voete van struikeling. So ons sien dat hier sê die Psalm vir ons, dat U het my siel gered van die dood. Nou, ek dink dan die siel kan nie sterf nie. Dis wat baie mense en baie pastore preek, dat die siel sterf nie. Die mens sterf, maar die siel sterf nie. Maar hier sê dit vir ons dat wanneer God ons red, sodat ons nie sterf nie, hy red ons siel van die dood. Ons sien dat wanneer iemand sterf, die siel sterf, hy, die persoon is 'n siel. En soos ek ook gesê het, in die Bybel, die woord siel word gebruik vir enige lewendige wese. Selfs diere word siele genoem. Nou, as 'n mens sterf, daar is nie 'n siel wat nog lewe nie. Wat gebeur dan met 'n mens? Hoe is dit dan om te sterf? Hoe voel dit om te sterf? Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel daaroor. Kom ons gaan na 1 Konings. 1 Konings hoofstuk 2. 1 Konings hoofstuk 2. 1 Konings hoofstuk 2. En kom ons kyk na vers 10. Toe het Dawid geslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid. Toe het Dawid geslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid. So sien die Bybel praat baie duidelik, dat wanneer iemand sterf, het is net soos hy slaap. Het is nie iets wat hy gaan na 'n sekere plek toe nie, maar ons sien dat dit sê hierso, dat hy slaap. So wanneer iemand sterf, het is net soos wanneer hy slaap. Jy weet nie wat gebeur nie, jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie voel nie. Kom ons kyk na hoofstuk 11 van die 1 Konings. Hoofstuk 11 en vers 43. Daarna het Salomo met sy vaders geslaap en is begrawe in die stad van sy vader Dawid. En sy seun Rehoboam het in sy plek koning geword. So sien, wanneer iemand sterf in die Bybel, sê dit net dat hy sterf, maar het sê hy het geslaap. En nou, kom ons kyk, wat sê die Bybel van die persone wat ons nou oorgelees het, van Dawid en die persone wat gesterf het in die Ou Testament. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. En ons lees vers 29. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Nou, was dit net Dawid se graf wat by hulle was tot vandag toe? Kom ons gaan kyk. Vers 34. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my, Here, sit aan my regterhand. So, hy sê dat Dawid nie opgevaar het na die hemel toe nie. Sy graf is nog saam met ons en hy is nog in daai graf vandag. Jesus het dieselfde gesê. Kom ons gaan kyk net gou-gou. Johannes 11. Kom ons gaan na Johannes toe. Johannes hoofstuk 11 en ons kyk na vers 11. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle,
Lazarus, onze vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Wat het Jesus hier bedoel? Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy gepraat het van sy rus in slaap. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Kom ons kyk na nog 'n laaste teksvers. 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Eerste Korintiërs hoofstuk 15. Kom ons kyk van vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid, 'n geheimenis. Ons sal wel nie almal slaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet onverganklikheid bekleë word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleë word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleë is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die engel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. So ons sien hier in die Bybel sê dit vir ons, dat wanneer Jesus die tweede keer kom, ek weet baie mense is nou bang oor sterf. Maar ons sien dat wanneer Jesus die tweede keer kom, ons het in ons vorige studie gelees dat hy het gegaan om 'n stad voorberei en om heershuise vir ons te maak, vir die wat hom liefhet. Ons sien dat wanneer hy kom, die wat gesterf het, wat hom liefhet, sal weer opstaan. Wanneer die bassein blaas, sal hy hierdie mense wat hom liefhet, wat in hom gesterf het, sal hy wakker maak en uit die doderyk op laat staan. En ons sal saam met hom hemel toe gaan. So ek hoop dit het julle gehelp om te verstaan wat gebeur met iemand wanneer hy sterf. En ek weet vir baie mense sal dit 'n nuwe waarheid wees. Is nie iets wat baie bekend is nie. Maar ons sien dat dit Bybels is, dat wanneer iemand sterf, hy gaan slaap. Dis wat die Bybel sê. En ons sien dat volgens Handelinge, dat hulle vaar nie op na die hemel toe nie, maar hulle slaap daar saam met in die graf, tot wanneer die bassein sal blaas. Ons sien ook dat 'n siel in die Bybel is maar net 'n lewendige wese. En dat die dooies is afgesny van die hand van God. Hulle gaan nie na die hemel toe en kom terug met boodskappe van God na ons toe nie. Ek hoop dat julle dit verstaan het en dat dit vir julle duidelik gemaak was. Kom ons bid net. Onse Vader in die hemel, ons wil dankie sê vir u woord wat alles so duidelik vir ons maak. U het ons nie in donkerte gelos nie, maar u het ons die woord gegee en u sê, stap in hierdie lig. Stap in hierdie lig. Want as julle nie stap nie, sal dit donker word. En julle sal nie julle paadjie kan sien. Ons sien dat die woord is vir ons gegee en ons moet dit volg om in die lig te bly. Seën een en elkeen wat die boodskap sal luister en seën die wat dit ook later sal sien. In Jesus naam alleen bid ons.